Goeienaand vriende, ek het weer eens die wonderlike voorreg vanaand om hierdie videootjie te kan maak. Neem asseblief die tyd om hierna te kyk. Ek voel nogal baie opgewonde oor vanaand se boodskapie. Wel, ek het gisterand gepraat oor hoop en ek het nou vandag probeer om toe te pas wat ek oor gepraat het. En ek het alles wat ek gedoen het deur die dag. Ek het myself gevra waaroor kan ek hoop, jy weet wat se hoop kan ek weer instil of jy weet aanpak in my lewe, waarvoor kan 'n mens hoop en glo en bid. En ek het gaan kyk na die definisie van die woord hoop en dit is baie interessant. Vir die wêreld beteken hoop om maar te wens. Maar Bybels en vir Christene is dit heeltemal 'n ander betekenis, want Korintiërs 13 praat ons oor geloof, hoop en liefde. Die grootste hiervan is die liefde. En die Bybelse definisie van hoop is glad nie 'n wens nie, dit is meer om te glo en in sterk afwagting te wag vir iets om te gebeur en die wete dat dit sal gebeur as jy in lyn is met die wil van God. So hoop het 'n baie sterker betekenis is net om te wens. En ek het vandag so 'n bietjie probeer om hoop toe te pas. En ja, jy weet dit is so, partykeer is dit makliker om eerder wanhoopig te wees as om te hoop. Want daar is soveel dinge waar 'n mens ongelukkig kan raak en goed wat jou pla. En dan dan voel dit so my so 'n bietjie kinderagtig om so te wees. En toe begin ek te fokus op my kinders. Jy weet, ons almal was kinders, ons het kinders, baie van ons. En ons is tog iemand se kinders. En meer is belangriker as alles is ons God se kinders. Hy noem ons se kinders. En wat meer hoop kan daar wees as vir jou kinders? Ek meen hulle is die toekoms, hulle toekoms lê voor hulle, hele lewens lê voor hulle en enige ouer sal weet dat jy net die beste wil hê vir jou kinders. En waar daar soveel hoop is vir jou kinders, dat 'n mens soveel dinge hoop vir jou kinders. En toe het ek nou hierdie stukkie gaan soek in die Bybel, Markus 10, ek wil graag vir julle 'n paar verse lees hierso. Markus 10 vers 13 tot 16 sê, die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy aan hulle kon raak. Met ander woorde, hulle het hoop gehad, hulle het gehoop Jesus kon iets vir hulle kinders doen. Maar die disippels het met hulle geraas. Toe Jesus dit hoor, het hy kwaad geword en vir sy disippels gesê, laat die kinders na my toe kom en moenie hulle keer nie, want God is koning oor mense soos hulle. Ek sê vir julle en dit is seker, as iemand nie soos 'n kindjie glo dat God sy koning is nie, dan sal hy nie kan inkom waar God koning is nie. Jesus het die kindertjies in sy arms vasgehou, hy het sy hande op hulle gesit en hy het hulle geseën. Jy weet, dit is vir my 'n verskriklike mooi stukkie, want hier sien ons dat hoop kom tog by einde waar en dat as ons nie kan hoop soos kinders nie, en as ons nie kan glo soos kinders nie, dan is daar nie plek vir ons in die koninkryk nie. Dit is wat die Bybel sê, nie wat ek sê nie. So ja, ek wil regtig julle 'n bietjie uitdaag vanaand. 'n Paar dinge wil ek vir julle vra. Die eerste plek wil ek vir julle vra, kyk bietjie na wat jy het met jou kinders. Jy weet, my meisiekind kom vanmiddag by die huis van die skool af en sy sê vir my wat hulle in die klas gedoen het vandag en ek kyk haar handboeke deur en toe besef ek ook sy is nie meer 'n kind nie, sy word al amper 'n tiener, sy word al amper 'n groot mens. En 'n mens het nie meer baie tyd oor met hulle in die huis nie, so eerste, en toe sê sy 'n ding wat my diep getref het, en dit is dat sy sê vir my, sy is so bevoorreg om huis te kan kom en met haar ma en pa te kan praat oor die dinge wat sy beleef het vandag. Want daar is so baie mense wat dit nie kan doen nie, so baie kindertjies wat dalk nie 'n pappa het of 'n mamma het nie. En jy weet, en
net daar dit besef, jy weet, ons gebruik dalk nie altyd alles, al die tyd wat ons het, om met ons kinders te spandeer nie. So ek wil jou uitdaag, hierdie corona tyd het ons tyd gegee, meer tyd gegee om met ons families te spandeer. Kyk bietjie of jy bietjie meer tyd saam met jou kinders net kan gesels, net tyd spandeer. Hou hulle vas, gesels met hulle, vra vir hulle, voel hulle oor dinge. Jy weet, die tyd gaan net so vinnig verby. Dit gaan nie net altyd oor hoeveel geld en kos en goed jy vir hulle kan gee in besittings nie. Ek kan amper niks onthou van hoeveel geld of kos ons gehad het toe ek klein was nie. Maar ek kan elke oomblik onthou wat my pa saam met my spandeer het en my ma. Alles wat sy met my gepraat het. So, koop ek hierdie tyd uit met jou kinders. En dan wil die volgende ding wil ek ook vir jou vra. Jy weet, baie van ons se ouers lewe nog. Wees bietjie 'n kind vir jou ouers. Jy weet, sê bietjie vir jou pa en jou ma hoe lief jy hulle het. En sê bietjie vir hulle dankie vir alles wat hulle vir jou al gedoen het. Daai tyd is ook baie kort. As jy so oud is soos ek, dan besef jy jou ouers word ook ouer. En jy weet, ons moet elke oomblikie wat ons het gebruik om ook met hulle ons hoop te deel. Ons het sulke amazing nuus gekry, so 'n paar weke terug het een van my beste vriende vir my gesê, sy vrou is swanger en hulle is so opgewonde, so lank verwag. En dit is soveel hoop wat in daai boodskap gekom het. En vanaand ook so, my skoonsister is ook verwagtend en my swaar en ek het so lekker met hom gesels. Want hulle verwag ook 'n babatjie. My ander swaar se babatjie is 'n paar maande terug gebore. Jy weet, ander vriende van ons se babatjie het nou 1 geword onlangs. En jy weet, daar's soveel hoop daarin vasgevang. Jy weet, ons het soveel om voor te hoop en dankbaar te wees. En dan wil ek laaste vir jou vra. Jy weet, koop die tyd uit om 'n kind te wees vir die Here. Hy sê in sy woord baie duidelik. Wie nie kan glo soos hierdie kinders dat ek hulle koning is nie, kan nie kom na die koninkryk toe waar ek die koning is. So wees bietjie weer 'n kind, moenie daai stout kind wees wat kinderagtig is, alles wil hê en ongelukkig is sê en kry nie. Wees bietjie 'n goeie kind vir die Here. En ek wil net vir ou laas net een ding herinner. Ons is mense en ons sal alles wat ons het gee vir ons kinders. En ek dink baie van ons doen. Al ons tyd, al ons geld, al ons effort, alles doen ons vir ons kinders. En ons sal doodgaan vir hulle. So lief is ons vir hulle. En ons is net mense. Imagine net vir 'n oomblik hoe lief het God ons. Want hy is die ultimate pa. Hy is Vader van alle vaders. Hy sal vir ons alles gee wat ons harte begeer. Ons moet net in sy wil bly. So ja, dit is my boodskap oor kind. Daar's baie dinge om nog daar te sê. Dit is 'n baie wye onderwerp. En ek sal later weer probeer tyd maak om daar te praat. Maar ja, dink bietjie aan die ou dae, dink bietjie aan julle kinderdae. En dink aan julle kinders en aan julle ouers. En dan meer as alles, bietjie aan God ook. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die ongelooflike voorreg wat ek vanaand kan hê om die kind te kan wees. Here, dankie dat U ons Vader wil wees. En dankie dat U ons gered het om U kinders te kan wees. Dankie Here vir ons aardse ouers wat U vir ons gegee het. Here, en dankie vir ons kinders wat U vir ons gegee het. Sonder my ouers en sonder my kinders sou ek nie 'n lewe kon hê nie, Here. U gee dit vir ons uit genade uit. Here, help ons om U kinders wat U vir ons gegee het hier op aarde reg groot te maak, Here. Help ons om vir hulle alles wat ons het, liefde, tyd en alles wat ons voor werk te kan gee, Here. En hulle kan leer om daarmee te werk. Dankie vir ons ouers wat dieselfde vir ons gedoen het, Here. En dankie dat U elke dag vir ons sorg. Alles ons partykeer stout en moeilik, Here. U sorg nog steeds vir ons en die genade is altyd vir ons genoeg. Here, bewaar elkeen vanaand wat dalk ver van sy ouers of sy kinders af is, Here. En gee hulle geleentheid om nog 'n bietjie tyd saam te spandeer.
En ek wil bid vir elke vrou wat in hierdie tyd verwagtend is of dalk om 'n babatjie kry. Here, dit is 'n onsekere tyd in die mediese veld. Die hospitale is vol van die virus en al hierdie dinge, Here. Ek bid dat U met hulle elkeen sal wees en gee hulle hoop, Here. Vervang alle vrees met U liefde, Here. Want U liefde gaan alles ver verby. U woord sê so. Ons loof en prys die Heilige